Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Ek weet dat Jesus my liefhet. Ek weet dat hy baie van my hou, sommer net soos ek is, want ek's kosbaar en spesiaal vir hom. Ek weet dat Jesus my liefhet. Ek weet dat hy baie van my hou, sommer net soos ek is, want ek's kosbaar en spesiaal vir hom. Gielie, waarmee is jy besig? O, hallo Lientjie, man, ek sukkel om hierdie kus oop te kry. Ek het hierdie bos sleutels, maar kry nie die regte sleutel om oop te sluit nie. Wat is in die kus wat so belangrik is, Gielie? My ouma se spesiale koekie resep. Ek is nou al so lank lus vir daardie koekies, dat ek besluit het om self te bak. Maar omdat dit so 'n spesiale resep is, het ouma dit in hierdie kus toegesluit. En nou sukkel ek om dit oop te sluit, want ek kry nie die regte sleutel nie. Die een sleutel is te groot, die ander te klein. Ek kry net nie die regte sleutel nie. Dis baie moeilik om die koekies sonder die resep te bak. So ek wil die resep gebruik om dit vir my makliker te maak. Kom ek probeer jou help om die regte sleutel te kry. OK.
Kyk hier langs my. Hier lê nog 'n sleutel. Dink jy nie dit kan hierdie sleutel wees nie? Sjoe, Linkie, ek hoop regtig so. Kom ons kyk. Pragties. Dis die regte een. Jippie! Dankie, Linkie. Jy het my nou baie mooi gehelp. Dis 'n plesier, Gielie. Ek is bly ek kon help. Maar weet jy wat? Dit laat my nou sommer dink aan ons lewens. Elke groot uitdaging het die regte hulp nodig. Het jy geweet dat ons hulp vir groot uitdagings ook iewers kry? Linkie? Nou is ek nie seker nie. Ek dink ons moet bietjie vir 'n baie belangrike disipel in die Bybel gaan kuier en hoor wat hy te sê het. OK, Linkie, kom ons gaan sommer nou dadelik. OK, kom. I am yours and you are mine. Dit was 10 dae nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Daar was baie mense in Jerusalem, want hulle het almal bymekaar gekom om Pinkster te vier. Pinkster was die oesfees waar mense geskenke gebring het na die fees toe om vir God dankie te sê en hulle dankbaarheid te wys vir alles wat hy vir hulle gedoen het. Kom ons lees die volgende teksvers saam. Dan weet julle ook waar hierdie storie van my geskryf staan. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Nie lank daarna nie, was almal wat vir Jesus lief was, saam by mekaar. Skielik hoor die mense buitekant, harde geluid, wat uit die hemel uitkom. Dit het amper geklink, soos 'n baie sterk wind. 'n Mens kon die geluid deur die hele gebou hoor. Skielik sien hulle iets wat soos 'n klein vlammetjie lyk. Dit was regtig nie baie groot nie. Kom ons sê, dit was soos 'n mens se tong. Hierdie klein vlammetjie vuur het op die kop van elke een wat in die kerk gaan sit. Dit was die Heilige Gees wat God gestuur het. Van toe af het al hierdie mense geweet dat die Heilige Gees hulle sal help en krag gee. Hulle het ook dadelik begin praat in verskillende tale. Shalom. Maats, kom ons kyk gou of julle nog wakker is. Wat het die mense gehoor? Wat het met ons gebeur en hoekom dink julle het dit gebeur? God het dus sy belofte laat waar word, dat hy iemand sal stuur om ons te help met die grootste opdrag. Kan julle onthou, wat was my en die ander disippels se opdrag gewees? Dit was om uit te gaan na die hele wêreld en God se woord te versprei, dat nog meer mense in God kan glo. As julle ons was, ons was maar skrikkerig gewees, want ons kon nie hulle taal praat nie, en hulle sou ons almal nie verstaan het nie. Maar wag, kom ons gaan aan met wat nog daardie dag gebeur het. Die Joodse mense wat van ander lande afgekom het almal verskillende tale gepraat. Ewe skielik kon ons
taal verstaan. En kon ons die belangrike nuus met hulle deel in hulle eie taal. In Handelinge 2 vers 6 skryf, die mense hardloop toe vinnig na die gebou waar ons was. Gou-gou was daar 'n klomp mense rondom die gebou. Maar hulle kon nie glo wat hulle gehoor het nie. Die Jode sê toe, wat gaan hier aan? Ons weet mos hierdie mense binne hierdie gebou kom almal van een land af. Ons weet, hulle kon altyd nog net een taal praat. Maar nou dat God vir hulle die Heilige Gees gegee het, kan hulle sommer ander tale ook praat. Ons kan hoor, hoe praat hulle in ons tale. Ons weet ons hoor reg. Ons bly mos in daardie land en ken die tale wat daardie mense nou praat. En ons kan hoor hoe hulle net aanhou vertel oor die groot dinge wat God gedoen het. Stel jouself voor, jy is in 'n vreemde land. Jy verstaan nie 'n woord wat die mense praat nie. En skielik draai iemand na jou toe en begin in jou eie taal met jou te praat. Wow. Ja. Dit moet so verligting wees. Maar dit was nie net so maklik nie. Die mense was deur mekaar. Hulle het glad nie verstaan wat nou gebeur het nie. Party van hulle het gelag en gesê ons is dronk. Ek het besef, ek moet dadelik iets doen. Ek het onmiddellik opgestaan, saam met die ander disippels en met die mense begin praat. Ek het vir die mense verduidelik dat dit God was wat ons almal gevul het met die Heilige Gees. Presies soos God beloof het. Dit het presies gebeur op die fees van dankbaarheid, die Pinkster. Ek kon met die hulp van die Heilige Gees, wat nou in my was, die woorde van Joël met die mense deel. Kom ek lees saam met julle. Handelinge 2 vers 17. God het al lankal terug vir ons in die Bybel vertel van dit wat vandag hier gebeur het. Hy het gesê dat hy die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Almal wat vir Jesus liefhet, sal die Heilige Gees kry. Dit maak nie saak of hulle seuns of dogters is nie, en of hulle oud en of hulle jonk is nie. Hierdie mense sal dan almal vir die ander mense van Jesus gaan vertel. Jesus sal elke mens wat graag sy vriend wil wees, ook God se vriend maak. Daardie dag was die dag waarop die kerk begin het. Van die kerk is nie 'n gebou nie, maar die mense wat in God glo. Van daardie dag af, baie jare gelede, het almal wat in God begin glo het, besef dat die Heilige Gees ook in hulle woon. Jammer julle. Maar ek moet net sê, ons sien nou nie meer vlamme op mense se koppe nie. Ons hoor ook nie sterk winde wat waai nie, as mense begin glo nie. Maar weet julle wat? Ons voel die Heilige Gees in ons. En dit is baie meer kosbaar. Onthou, julle is elkeen nou
soos 'n disipel vir God. Shalom, shalom.